Liewe vriende, dit is Dinsdagoggend die 28ste. Ons het gister begin weer met die reeks innerlike genesing. Ons het geblaai daarna Jakobus 1 vers 22 toe en ons het daar gelees: julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Anders gesê, ons moet toelaat dat deur die werking van die Heilige Gees God se woord werklik verandering in ons lewe meebring. Ons kan dit nie net hoor en nie toelaat dat ons selfondersoek instel en dan dienooreenkomstig daarop reageer nie. Nou, ons het gister gekyk na die gelaaide woordjie van selfbedrog en dat ons baie keer onsself glo as ons onsself wys maak dat ons nie in sekere opsigte tekortskiet nie. Nou, vanoggend kyk ons na 'n belangrike faset van selfbedrog. En dit is geen erkenning, geen genesing. Die gevaar van selfbedrog is dat ons nie verantwoordelikheid aanvaar vir die probleem nie en niks doen om dit te oorwin of te wil verander nie. En niks sal verander of genees as ons nie die probleem raak sien nie. Die eerste stap op die pad na genesing is altyd die oorwinning oor jouself en jou eie selfbedrog. Dis om die waarheid oor jouself raak te sien en te erken. Dis om te erken, ek is oormatig besitlik, ek is onredelik, ek stel vreemde, onrealistiese verwagtinge van die mense om my. Dis om te erken, ek is oorsensitief. Dis om te erken, ek is jaloers. Dis om te erken, ek is selfsugtig, ek is egosentries. Dis om te erken op die einde van die dag nie teenwoordigheid van die Heilige. Ek is vol sonde. En deur aan te hou om jouself wys te maak, dis nie so erg nie, of ek is nie skuldig aan hierdie tipe van dinge nie, bedrieg ons onsself so seker dat ek nooit dis hoef te verander nie. En nooit gaan verander nie. En die redes vir hierdie selfbedrog het meestal te doen met seerkry en verandering. Want dit is te seer om dit eers aan myself te erken. Dit strook nie met die beeld wat ek van myself het nie en wat ek wil hê ander van my moet hê nie. En natuurlik rym dit ook nie met die beeld wat ek graag aan die Here wil voorhou nie. Dit is my te pynlik om te erken dat ek nie is wat ek behoort te wees nie. Daarom is dit vir my baie pynlik om te wil verander. Want vir baie jare handhaaf ek 'n sekere lewenspatroon. Voel ek soos ek voel, dink ek soos ek dink en doen ek soos ek doen. En om nou te moet verander, laat my met eens onveilig voel. En daarom is daar 'n innerlike stuk teestand, weiering om hierdie probleem raak te sien, te erken en daarop te reageer. Want ek weet, as ek dit eers erken, sal ek iets daaraan moet doen. En daarom bedrieg ek myself en bly ek net soos ek is, sonder om te wil verander. En mag ons dus vanoggend in alle eerlikheid voor die Here stil raak. Ek nooi hom saam met my te bid. Here, ons Here, sal U ook vanoggend in my hart en in elkeen wat inluister, deur die Heilige Gees, Here, ons bring by 'n punt waar ons erken, ons is bang om te verander. Here, want om te verander gaan vra dat ek 'n magdom dinge in my lewe moet aanspreek en dalk selfs moet prys gee. En dis pynlik. Ek sien nie daarvoor kans nie. Here, in eie krag sal ek dit nooit kan doen nie. En daarom bid ons, God Heilige Gees, bring ons as U kerk, U gemeente, by 'n plek waar ons in opregtheid en in egtheid, deur die werking van die Heilige Gees en U woord wat inspreek in ons harte, kan sê, Here, bring ons na die waarheid.
want U is die waarheid en ons wil by U wees. Here, help ons dan om te erken, en al is dit hoe seer, gee ons die moed van oortuiging om daarop te reageer en te wil, sodat ons al meer en meer soos U kan wees en soos U kan lyk. Ons bid dit vir U kerk wêreldwyd. Ons bid dit vir mekaar. In Jesus se naam. Amen.